vriende, ek weet ek kan nie vriende noem, want ons het gesamentlike vriende in professor Henny van der Westhuizen en Lucretia Nooyens, Lucretia Grobler. Beide van hulle het egliede aan die dood afgestaan. En ons het saam met hulle die alleenheid het ons beleef. Ons het as vriende sekere gaping kon vul en ook as familie. Maar ons is ongelooflik bly dat hulle ons genooi het na hierdie dag. Julle is elkeen besonder spesiaal. Kom ons buig ons hoofde voor die Here. Here, U is die Alfa en die Omega. Ons kyk op na die berge en ons vra waar ons hulp vandaan sal kom. En dan weet ons, dit is 'n retoriese vraag wat U self antwoord en sê ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat nooit laat vaar die werke van sy hande. Oomie, soos wat die familie vir oom en Lucretia ken, Annetjie se vriendin, en net nou, sy nou seker my tannie, want sy is met die oom dan getroud. Vir my en Barend is dit 'n ongelooflike voorreg om deel van hierdie spesiale dag van julle op 'n besondere manier te wees, maar ook elkeen wat hier bywoon. Ek groet u in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan Psalm 128 vers 1, 2 en 3 sing. Kom ons staan, die wat voel hulle wil sit is baie welkom. Kom ons staan en sit en sing hierdie lied. Geseënd hy wat handel. Psalm 128 vers 1, 2 en 3.
vers 2, die tweede gedeelte, lees ek graag. 'n Ongelooflike goeie keuse vir 'n lofsang. So sal jou huis in bloei staan, jy wat die Here dien. Mag dit vir jou so goed gaan, dat jy jou kindskind sien. Ek dink so baie naby aan die helfte van die gemeente vandag is kinders en kleinkinders en agterkleinkinders. Wat 'n ongelooflike voorreg. Ek staan hier aan die voete van Gamaliel. Gewoonlik sit iemand, en ek wou eintlik daar gaan sit, daar by oom hulle, want na hierdie voorbereidingsdiens is ek ongelooflik geraak oor die woordkennis en die verorbering van die woord, om dit vir ons so duidelik te maak, dat ek dink ons moet almal probeer om volgende Sondag hier te wees, om saam met hierdie gemeente die nagmaal te vier. Baie dankie vir my. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons Hemelvader, ons het in die erediens gehoor van die huilboom, waar 'n Willie die goeie kat aan die ander kant van die bos gekom het en gesien het daar is 'n bordjie wat sê lagboom. Ons is saam met ons twee vriende ongelooflik bly oor hierdie dag. Hoe dit gebeur het dat Annetjie 'n vriendin saamgevat het om te gaan kuier. En toe die vriendin die tweede kuier reël en vir Annetjie saamvat, toe het my neus my klaar iets vertel. Dankie dat ons kan stil raak voor U. Ons woorde ontbreek om die grootheid van hierdie oomblik te verstaan, te begryp of selfs daaroor te praat. Here, ons vra dat U die oordeenking van U woord voort sal seën, dat dit wat ons met mekaar gaan gesels, U stem sal wees. Ek bid baie min vir myself, maar ek vra dat U woord sal spreek, en dat elkeen van ons die grootheid van hierdie oomblik sal besef, sal waardeer, en dat dit deel van die fondasie van ons lewe kan wees. Ons kyk na 'n wêreld rondom ons waar moord en roof aan die orde van die dag is, en 'n regering ontken dit. Leiers wat nie die moed het om op te staan en te sê daar is groot fout in ons land. Ons moet omkeer na U weë. Dankie dat ons vanmôre in die erediens kon leer hoe daardie ommeswaai kan kom, en so baie mense is bang om te retireer. Maar wanneer jy omdraai, dan gaan jy net weer vorentoe en daar is geen sprake van retireer nie. Seën die oordeenking van U woord. En laat ons altyd opkyk na die berge en weet waar ons hulp vandaan kom. Ons bid dit in die wonderlike soendood van U seun Jesus Christus.
Sy opstanding wat ons herdenk het in stilte, omdat dit nie meer 'n openbare vakansiedag is nie. U sien Jesus Christus se opvaar na die hemel, het die rug van die duiwel en sy trawante finaal verbreek. Want daardeur is die oorwinning beklink. Ons bid nie in ons eie naam nie, ons bid dit in die naam van ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus, die Seun van die Skepper van die heelal. Amen. Geliefdes, ons lees 'n baie bekende gedeelte. Ek het eers gedink, maar oomie, dis nou so 'n bekende gedeelte, hierdie gedeelte is al holrige preek, en ek het al goeie preke, en dan het ek ook al baie slegte preke oor hierdie gedeelte gehoor. Maar dankie vir die geleentheid om weer na hierdie teks te kyk. Al praat ek die tale van mense en engele, verskoning, 1 Korintiërs 13, vers 1 tot vers 13. En die weermag sê hulle, as you were. Begin net bietjie voor. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong. Ons weet in die 83 vertaling word daar gepraat van 'n galmende, 'n stuk metaal en 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Net mooi niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. En dan die gedeelte waaroor ons vanmôre 'n bietjie gaan gesels, vanaf vers 4. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie. Maar profesie sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte kom, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek soos 'n kind gepraat, soos 'n kind gedink, soos 'n kind geredeneer. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van die kind agtergelaat. Nou sien ons 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël. Maar eendag, van aangesig tot aangesig, sal ons die waarheid sien. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Geliefdes, ek staan vanmôre hier voor 'n man wat 38 jaar gelede en so 'n paar maande vir my en Annetjie getrou het. Ek dink oomie voel soos Paulus dat 'n mens nie meer kan onthou hoeveel kinders oomie gedoop het en hoeveel huwelike hy bevestig het nie.
Wat ek baie waardeer het, is toe ek die vrae deurstuur, en onthou net, nou gaan ek nie 'n gewone jongeling gesprek hê nie. Ek gaan nou 'n gesprek hê met mense wat die lewe al bietjie beter verstaan. En ek sê vir oomie, maar oom, wat gaan ek nou leer? En oomie, ek waardeer dit baie dat oomie gesê het, ons is voluit voorbereid vir hierdie vrae wat jy gevra het. En kom ek sê vir julle, ek het 'n paar moeilike vrae gevra. Vrae wat gaan om die volheid van hierdie lewe. En oomie en Lucretia was so voorbereid. Hulle het elke vraag met die nodige erns, met die nodige voorbereiding en met die nodige passie vir hierdie lewe geantwoord. En ek het dit ongelooflik waardeer. Tannie Joekie mis ons vandag. Sy was vir baie jare aan oomie se sy. Ons het gesien hoe die familie groei, akademies, in die lewe. Maar een ding wat ek in hierdie familie sien is nie net 'n graad nie, maar 'n ruggraat. Die duisende kilometers wat oomie en tannie Joekie gereis het om die woord van God reg oor die land en selfs in die buiteland te verkondig, is iets waarna ons jong mense baie opkyk. Die kinders was altyd vir ons en soos julle 'n groot inspirasie. Kan ek hier ook sê baie dankie vir die familie wat vir Lucretia so mooi aanvaar. Dalk weet ek te veel, want Annetjie vertel my so nou en dan wat haar vriendin sê. Maar ek het net mooi dinge gehoor van hoe die familie bereid is om hierdie huwelik te seën. Lucretia het haar man Fanny ook aan die dood afgestaan. Daai tyd het ek die begrafnis moes hanteer. Hoe sy as enkel ouer vir Liesel moes grootmaak, en so het ons vriende geword. Ek voel eintlik baie beskeie oor die feit dat hulle my gevra het om die huildronk op te stel, want ek ken die twee individue nogal goed. Min kon ek en Baren dink dat vandag ons beskore sou wees om deel te wees van hierdie seremonie. Ek weet nie of jy opgemerk het nie, maar hierdie hoofstuk 13 van 1 Korintiërs het nogal 13 verse ook. Kan jy sien hoe min dink die woord van God van die bygeloof van mense om te sê 13 is bygelowig. Weet jy dat hotelle het nie 'n kamer 13 nie. As 'n kamer 12 en 'n kamer 14. Ek weet nie of 13 'n stoorkamer is of 'n spookkamer of 'n watse ding is nie. Maar mense het hierdie bygeloof dat die 13 getal so negatief is. En ek weet nie of jy dit al opgemerk het nie, maar ek wil tog sê dat hierdie teks vir ons sê, los julle bygeloof, julle vra oor hierdie lewe en weet dat hierdie teks by die kern van soveel verhale in hierdie Bybel is, dat dit 13 verse en ook die 13de hoofstuk is. Wanneer 'n huwelik voor God en sy gemeente voltrek word, is daar geen plek vir bygeloof nie. Ek wil nou nie sê ou vrou stories nie, want dan is party van die mense vir my kwaad. Maar daar is soveel ou vrou stories en bygelowe, soos die getal 13 wat ons lewens versuur. Oor hoe hulle ontmoet het, gaan ek vir julle so 'n bietjie later vertel. Hierdie hoofstuk sou ons vir weke en selfs jare
kon besig hou. Nou ek kon net sê, ek het so half geskimp, want in 86 toe oomie ons getrou het ons daar in Vryburg in die hitte gestaan. En die preek alleen was 1 uur en 'n half. Vandag was bietjie korter. En ek was so, hoe sê hulle die Engels, tempted, om te sê, maar oomie, ek gaan nou vandag lekker lank gesels. En toe sê oomie vir my, jy kan vir jou kry, want ons sit. Daarom gaan ons nie so lank wees vandag nie. Ons gaan net fokus op 'n paar aspekte van hierdie teksgedeelte. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n weergalmende gong, in die ou vertaling 83, 'n stuk klinkende metaal geword en 'n kletterende simbaal, in 83 word dit genoem 'n galmende simbaal. Het jy al agtergekom hoeveel geraas daar in die vlakkant van die swembad is? In die diepkant van die swembad is die swemmers, is die wat die water verstaan, die wat die gevare van die water verstaan, die wat kan swem, is besig om stilweg die oorwinnings van hierdie lewe te vier. En hierdie teks verwys ook na, ons is nou klaar met die dinge van 'n kind, en ons moet kinders wees, en party groot mense, ons moet ook nog kinders wees, want dis lekker om ook net so bietjie te ontspan. Maar ons moet weet dat daar 'n verskil is tussen 'n geraas van hierdie lewe, en ons sal later daaraan aandag gee, hoe 'n musiekstuk ook deur 'n orkes uitgevoer word tot eer van ons Hemelvader. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Ek sympatiseer in die week met 'n vriend wat 'n geloofgeneeser is en sy ma het gesterwe. En ons het lekker gesels oor die ewige genesing wat God vir ons bring. Ons as mense, wanneer iemand ouer raak en wanneer iemand siek raak, dan bid ons vir genesing, so wat ons het verstaan hier op aarde, maar intussen ly die persoon en ons verstaan nie heeltemal wat die wil van die Here is nie. En wanneer ek praat van ewige genesing, wanneer ons na die hemelpoorte van ons Hemelvader beweeg, dan sê baie mense, want dis nou 'n teken van ongeloof. Dis net nie waar nie. Al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde om te verstaan wat die wil van ons Hemelvader is nie, is ek niks. Ons samelewing fokus op grade, akademiese kwalifikasies, maar ek ken baie akademici wat geen hart het nie. Ek het met alle respek 'n paar professore gehad met wie jy net nie 'n pastorale gesprek kon voer nie. En met oomie is dit soveel anders. Ons het daarom die lekkerste gesprekke gehad, en ek weet ons gaan nog baie insiggewende gesprekke in hierdie lewe voer. Al gee ek al my besittings uit, en ek gee my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie. Is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles. Vriende, ek wil vir oomie en vir Lucretia vra om net so na mekaar te kyk. Daar's nie 'n strikvraag nie. En te besef, toe ons het die soen gesien, is reg. Wanneer ons na hierdie lewe kyk, sien ons net 180 grade. Miskien 'n bietjie meer as ons koppe so bietjie wikkel. Dis nou nie soos die
korporaal wat vir die troepe verduidelik het van die sirkels nie. Hy praat toe van rondom beweging, rondom verdediging. Julle ken rondom verdediging. Nou praat hy eintlik van 360 grade, maar hy sê toe vir die troepe, dis 180 grade rondom verdediging. En een van die troepe sê toe vir hom, maar korporaal, 180 grade is net 'n halwe sirkel. En toe trap die korporaal hom uit en sê vir hom, het jy nog nie geleer, daar's groot en klein sirkeltjies in hierdie lewe nie. Alleen het ons net 180 grade sig van hierdie lewe. Wanneer ons vir mekaar lief is, wanneer ons na mekaar toe kyk, Lucretia, dan sien oomie wat jy nie kan sien nie. Hy sien agter jou rug, hy sien dit wat jy nie kan sien nie. En oomie, ek weet, ek praat nou nie van oomie nie, maar vir mans is dit moeilik om afhanklik te wees en te sê, maar ek het my vrou se oorsig van hierdie lewe nodig. En dis hoekom die Here vir ons hierdie all-around view gee, hierdie 360 grade oorsig, dat ons die volheid van hierdie lewe kan verstaan. Ons ken nou maar gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken soos ek ten volle geken is. In die vorige vers word daar oor 'n spieël gepraat. Ek dink 'n selfoon leer ons nogal ietsie van 'n spieël. Wie van julle het al 'n selfie geneem? Kyk, die meervoud van 'n selfie is 'n onsie. Maar 'n mens moet leer om 'n selfie of 'n onsie, wat is nou die Afrikaanse woord vir flip? So draai. Want ek wat in die weermag is, daar's 'n ding wat ons uitvang, en dit is 'n naamplaatjie. Want nou is jou van, soos oomie vanmôre gepreek het, agterste voor. En jy moet leer om daai verwronge beeld van 'n selffoto om te draai voordat jy dit vir ander mense stuur, want eintlik is hy verkeerd om. Maar die Here kyk nie so na ons nie. Die Here kyk na ons en hy verstaan ons beter as 'n ekstra foto, beter as enige foto. Want hy het ons gemaak, ons herskep elke dag en ons tot sy eer laat lewe. En nou geloof, hoop en liefde, hierdie drie, die grootste hiervan is die liefde. Baie interessant om te verstaan dat 1 Korintiërs 13 tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 staan. Nou, ek hoef nou nie baie slim te wees om dit nou uit te werk nie, maar 1 Korintiërs 12 praat oor die plaaslike kerk as liggaam van Christus en hoe ons mekaar nodig het. Elkeen is nodig en elkeen het die ander lidmaat nodig om goed te funksioneer. Alle gawes is belangrik. Die gawe van kennis, maar ook die gawe van hulp betoon. Daar is geen plek vir kompetisie of minagting nie. Paulus beëindig hoofstuk 12 deur te sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. En dan praat hy van hierdie liefdesverhaal van 1 Korintiërs 13 en hy wys daarop dat hierdie is nog 'n meer uitmuntende weg, die weg van die liefde. Waarom praat Paulus dan hier oor die liefde? Nie om die geestelike gawes as minderwaardig te diskwalifiseer nie. Nee, hy beklemtoon dit juis. Die liefde word geteken as die uitnemender weg. Nie as die uitnemender gawe nie. Liefde is 'n weg, 'n pad, wat ons in die kerk loop. 'n Pad van heelmaak. Oomie, toe ons vir een van die dogters sê dat daar's interessante verwikkelinge daarby, oomie, toe sê die dogter, maar die man is alleen.
En daarom is ons saam met julle bly, dat julle saam hierdie lewenspad kan stap. Daarom kan die liefde waaroor Paulus in 1 Korintiërs skryf, nie op homself staan nie. Ons Hemelvader het ons as mense geskep om daardie liefde hier op aarde te vergestalt. En ek weet oomie gaan betrokke bly in die kerk. Lucretia, julle as egpaar. Ek sien soveel uit om saam met julle in die kerklike lewe te groei. Die liefde reël so te sê die verkeer, die beweging binne die kerk. Daarom wanneer ons die liefde benadruk, moet ons altyd weet dat dit binne die konteks van die kerk geskied. In 1 Korintiërs 14 lees ons van jaag die liefde na en beywer julle met die oog op geestelike gawes. So kan jy sien dat die liefde binne die huwelik, en dit is hoekom die kerk bestaan uit huwelike en gesinne, van geslag tot geslag. Die teksgedeelte waarop ons vandag fokus vanaf vers 4. Sê vir jouself, maak hierdie teks jou eie deur te sê, ek bly geduldig. Ek gee om. Ek is nie jaloers nie, ek spog nie. Ek is nie verwaand nie. Ek tree nie onbehoorlik op nie. Ek jaag nie eie belang na nie en ek is nie lig geraak nie. Ek hou nie boek van die kwaad nie. Ek is nie bly oor onreg nie. Ons is saam bly oor die waarheid. Want dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verduur alles. Oomie en Lucretia, ons is gereed om saam met julle onder die hand van ons Hemelvader die lewe vorentoe te voer. Die Here weet hoe ons lewens saam gaan verloop. Hy het die fondamente daar gestel en ons sien uit daarna om saam met julle te leer van hierdie lewe. Mag die Here se seën op julle huwelik rus. Ek gaan nou vra dat Barend na vore kom om dan die formulier en die bevestiging van die huwelik vir ons te hanteer en dan sal ons voortgaan met die program. Baie dankie Barend. Toets. Toets. Kan julle my hoor? Is die klank aan? Nie aan nie. Toets. Ek het nie so diep stem soos oom Benny, so
beter wees. Baie dankie. Ja, dit is 'n voorreg om vandag hier saam met oupa te wees en wanneer ek ook die huweliksformulier gaan lees, dan gaan ek nie praat van oupa en tannie Lucretia nie, maar ook as broer en suster, want dit is wat ons ook is in die geloof, dat ons 'n ewige verhoudingsband met mekaar het. Voor ek die formulier vir ons gaan voorhou, wil ek net 'n bietjie reflekteer op wat oom Ben gesê het. Ek dink dit is so besonder so mooi teksgedeelte 1 Korintiërs 13 vir hierdie geleentheid. En ek wens ook my huwelik kan lyk soos 1 Korintiërs 13. En Karika ken my goed, so dit lyk ook nie altyd so nie. En 1 Korintiërs 13 is amper vir my 'n bietjie soos die voorbereidingsformulier vir die nagmaal, wat ek daarin ook my tekortkoming raak sien om al hierdie dinge te doen, hierdie liefde uit te leef. Ek sukkel so daarmee want ek so selfsugtige mens. En dan as ek dink aan daai aksie, daai liefde in aksie, dan dink ek aan my behoefte. En dan dink ek maar liefde is nie bloot 'n aksie nie, dis 'n persoon. Dis God. Dis ons Here Jesus Christus. En dit is wat ek ook sien in hierdie kerkgebou, die kruis hier voor aan die kansel, die kruis hier langs my. Ons Here Jesus, en om in 'n verhouding met hom te leef, wat ek dan vanuit verhouding ook kan lief hê, vanuit my tekortkoming, vanuit my nood, dat hy ook die Gees dan in my hart uitstort. En as ons kyk na die vrug van die Gees, die eerste woordjie daar, liefde. Die Gees bring my om lief te hê. En dit is ook ons gebed later, dat die Here ons hierin sal bystaan, ook in ons tekortkominge, maar dan gaan ons nou eers luister na die huweliksformulier, en 'n formulier is 'n kort samevatting van waaroor gaan die huwelik, of waaroor gaan doop, of waaroor gaan al hierdie dinge, dat ons vanuit die Here se woord wil hoor waaroor dit gaan. So hier luister ons saam dan wat die Here vir ons sê. God het die huwelik met hierdie woorde ingestel: dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. Terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens: dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Net so lei God vandag nog elke man en vrou na mekaar toe. Van hierdie instelling van die huwelik getuig ons Here Jesus Christus ook. Het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het: om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Daarom het hy die huwelik ook so hoog geëer deur sy teenwoordigheid en sy wondertekens op die bruilof in Kana. En Paulus sê met die oog op Christus en die gemeente dat die huwelik 'n groot verborgenheid is. Hieruit leer ons dat die huwelik wat in die welbehae van God gegrond is, baie eerbaar is, want dit is 'n afbeelding van die verhouding tussen Christus en die gemeente. Die getroudes kan daarom ook in hulle hart verseker wees van die hulp en bystand van God, selfs wanneer hulle dit glad nie verwag nie. Hoewel getroudes as gevolg van die sonde gewoonlik deur allerlei teëspoed getref word en daar lyding oor hulle kom, kan u dit nogtans geduldig en dankbaar aanvaar, aangesien dit alles uit die hand van die Here kom. Maar u moet ook weet wat die doel van die huwelik is. Die een moet naamlik die ander getrou help en bystaan in alles wat tot die tydelike en die ewige lewe behoort. Verder dien die huwelik om die mens alle onkuisheid te laat vermy,
Daarom moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man, met medewete en toestemming van hulle ouers of voogde. Hulle huwelikslewe moet heilig wees, sodat die tempel van God, naamlik die liggaam, nie verontreinig word nie. U moet ook weet hoe die gedrag van die een teenoor die ander volgens die woord van God moet wees. En dan moet u, die man, besef dat God u as hoof van die vrou gestel het, soos Christus die hoof van sy gemeente is. U moet haar lief hê en verstandig lei, onderrig, vertroos en beskerm en haar as vrou eer. U moet nie teen haar verbitter word nie, maar verstandig met haar saamwoon. U moet ook ywerig en getrou u beroep beoefen, sodat u gesin eerbaar kan onderhou en ook aan die behoeftiges iets kan gee. En u, vrou, moet u man lief hê, hom eer en gehoorsaam wees in alles wat reg en billik is, net soos die gemeente aan Christus onderdanig is. U moet u man ook behulpsaam wees in alles wat goed en reg is, en aan u gesin en u huishouding die regte aandag gee. Verder moet u ingetoe en eerbaar lewe, verander tot voorbeeld van deugdsaamheid wees. Broeder Reni, Suster Lucretia, nadat u weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy u daarin beveel, getuig u hier voor God en almal wat teenwoordig is, dat dit u opregte voorneme is om so in hierdie staat te lewe en begeer u dat u huwelik nou gesluit en bevestig sal word. Wat is u antwoord? Ja, van harte. Verklaar u, broeder Reni, sover u weet, daar regtens geen beletsel is teen u voorgeneme huwelik met Suster Lucretia hier teenwoordig nie, dat u almal hier teenwoordig oproep om 'n getuie te wees, dat u Suster Lucretia tot u wettige vrou neem. Ja, van harte. Verklaar u, Suster Lucretia, dat sover u weet, daar regtens geen beletsel is teen u voorgeneme huwelik met broeder Reni hier teenwoordig nie, en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u broeder Reni tot u wettige man neem. Wat is u antwoord? Mag ons Here God die voorneme wat hy u gegee het bekragtig, en mag die begin van u huwelik wees in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ek gaan nou vra dat u die regterhand vir mekaar sal gee. Broeder Reni, u het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat u Suster Lucretia as u wettige vrou neem. Beloof u dat u haar nooit sal verlaat nie, dat u haar sal lief hê en getrou sal onderhou, soos 'n getroue en godvreesende man aan sy vrou verskuldig is. Beloof u verder dat u heilig met haar sal lewe en haar in alles getrou sal bly, ooreenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Wat is u antwoord? Ja. Suster Lucretia, u het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat u broeder Reni as u wettige man neem. Beloof u dat u hom sal lief hê, hom gehoorsaam sal wees, hom sal dien en help, en hom nooit sal verlaat nie. Beloof u verder dat u heilig met hom sal lewe en hom in alles getrou sal bly, soos 'n vrome en getroue vrou aan haar man verskuldig is, ooreenkomstig die uitspraak van die evangelie. Wat is u antwoord? Ek verklaar dan nou dat broeder Henny en Suster Lucretia hier regtens getroud is, en ek wil vra dat die ringe ook aan die vinger gesit word, of is die ringe hier? Het iemand is klaar aan die vinger? O, daar is dit aan die lint. Okay. Laat hierdie vrede deur my vloei,
Wat is laat ek daardie liefde bring? Laat ek in pyn smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en om eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Baie dankie, dit was besonder, dankie. Mag die Vader van alle barmhartigheid, wat U deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, U met die opregte liefde en trou verbind aan mekaar en U seën. Omdat ons uit onsself nie in staat is om enige iets goeds te doen nie, gaan ons nou in afhanklikheid van ons Vader 'n gebed doen. So kom ons bid saam. Ons almagtige God en Vader, U maak aan ons U goedheid en wysheid bekend in al U werke, en ook van die begin af gesê dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie. U het vir hom 'n hulp geskep wat by hom pas, en verorden dat die wat twee was, een moet wees. Ons bid U dat U hierdie egpaar wat U tot die heilige huwelik geroep het en saam verbind het, deur U Heilige Gees wil lei, sodat hulle in 'n ware en vaste geloof heilig volgens U goddelike wil sal lewe en alle boosheid sal teëstaan. Seën hulle ook, soos U, die gelowige vaders, U getroue vriende en dienaars Abraham, Isak en Jakob geseën het. Vader, ons bid dit soos wat ons opkyk na U en ons vra, verhoor ons in die naam van ons Here Jesus Christus, U geliefde Seun, wat saam met U en die Heilige Gees nou leef en regeer. Amen. Ons gaan nou die seënbede sing vir Gesang 269 vers 1 tot en met vers 4. Dit sal hier op die projektor verskyn. Ek gaan dit nou nie aan ons voorhou nie. Gesang 269 vers 1 tot 4.
Vriende, voordat ons die seën uitspreek, net 'n afkondiging, dat ons almal net na buite beweeg, daar waar die trappe is, en daar sal verdere afkondigings wees. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met die elkeen wees, en so ook wees en bly in die besonder met Oomie en Lucretia, dat ons saam met hulle hierdie lewe sal kan geniet onder u oorsig, onder u praktiese raad oor die liefde, tot eer en verheerliking van u heilige naam. In Jesus se naam. Amen.